gemeente? 'n jaar gelede was ons ook hier in die huis van die Here. Dan sê ons vanmôre, deur die genade van Jesus Christus, het hy ons 'n jaar gespaar om hierdie dag te herdenk. Hierdie dag wat hy sy lewe vir ons aan die kruis afgelê het, sodat ek en jy vanmôre kan leef. Dat ons die ewige lewe kan hê. Ons sê vanmôre baie welkom en ook baie welkom vanmôre aan elke besoeker wat vanmôre hier is. Mag hierdie dag 'n geseënde dag tot eer van die Here sal wees. Ons foto is vanmôre Psalm 16 vers 12 wat sê: U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap en uit die hand kom net wat goed is. Ons groet mekaar vanmôre met die volgende woorde wat Jesus sê: maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat jy kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat jy deur sy te glo in sy naam die ewige lewe sal hê. As jy die Here Jesus aanneem met jou hele hart en met jou hele siel, dan sê hy, sal jy eendag die ewige lewe hê. Ons gaan nou 3 liedjies sing, of 2. Ek staan vandag soos duisende voor my, met 'n vuur hier in my hart voor U. Deur al die eeuwe heen is U naam besang, en saam met engele wil ek ook nou spring. My woorde is maar hier moet ek begin, want U is alles vir my. U is die lied hier op my lippe, U is die naam wat ek bely. U is alles vir my. U is my begin, U is my einde. U is my weg, U is my lewe, U is alles vir my, en U is genoeg. Weet, ek weet dat U my elke lofsang hoor, wil twyfel die geloof in my kom sien. Solank as wat ek leef, sal ek U prys, tot die dag wat ek veilig by U is. My woorde is my, maar weer moet ek begin, want U is alles vir my. U is die lied hier op my lippe, U is die naam wat ek bely. U is alles vir my. U is my begin, U is my einde, U is my weg, U is my lewe, U is alles vir my, en U is genoeg. En U is genoeg. En U is genoeg. U is genoeg.
met jou hart uitsing, U is alles vir my. U is die lied hier op my lippe, U is die naam wat ek bely. U is alles vir my. U is my begin, U is my einde. U is my weg, U is my lewe. U is alles vir my. En U is Daar's 'n dierbare kruis waar my heiland bewys die liefde wat hy vir my het. Daar is alles voldaan en die vyand verslaan. Daar word ek van sonde gered. By die kruis wil ek bly. Tot die stryd hier benee is vol stryd. Tot ek eens in die hemel sal woon. Daar verwissel my kruis met 'n kroon. Daar's 'n dierbare kruis waar my heiland bewys die liefde wat hy vir my het. Daar is alles voldaan en die vyand verslaan. Daar word ek van sonde gered. By die kruis wil ek bly. Tot die stryd hier benee is vol stryd. Tot ek eens in die hemel sal woon. Daar verwissel my kruis met 'n kroon. Tot ek eens in die hemel sal woon. Almagtige Hemelse Vader, daar is vanmôre net een, en dit is U. En niemand anderste kan ons vanmôre met al ons tekortkominge, ons probleme, ons siektes, kan U met dit deel. Want U is die lewende God, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. Wat ons op hierdie dag, dit is nou 9 uur, Here, was U reeds aan 'n kruis vasgespijker vir ons as mense sonde, sodat ons versoen kan word met U. Ja, Here, en ons sê ook dankie vir elkeen wat vanmôre die vrymoedigheid gehad het, Here, wat U Gees in sy hart gesê het, my kind, kom na die huis toe, want ek het 'n afspraak met jou. Wil U vanmôre elkeen wat hier in hierdie huise sal kom seën, en dat hierdie dag 'n geseënde dag sal wees, ook die woord, Here, dat dit op vrugbare aarde sal kom,
om te kan groei en menigvuldig sal vrug dra. In Jesus naam. Amen. Ons gaan vanmôre praat oor die kruis. Toe Jesus aan die kruis gewees is, het hy 2 woorde gesê. Weet julle wat is dit? Julle het dit opgesoek in die Bybel. 2 woorde het Jesus gesê aan die kruis. En dan gaan ons vanmôre dit opsoek in Johannes 19. Daar van vers 28 tot by vers 37. Wat vir ons kom sê. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is, sodat die skrif vervul kan word. Ek is dors. Dit het Jesus se eerste woorde aan die kruis gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldaat het toe 'n spons vol suurwyn van 'n hyssoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê die tweede woorde, dit is volbring, dit is klaar. Toe is sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. En toe Jesus gestel het, daardie offisier wat daar voor by die kruis gewees het, het hy gesê, waarlik, hy is die seun van God. Dit was Vrydag en die Jode wou nie hê dat die liggame op die Sabbatdag aan die kruis moet bly nie. Want daardie Sabbatdag was 'n groot dag. Daarom het hulle vir Pilatus gevra dat die mense wat gekruisig is, se bene gebreek en die liggame weggevat moet word. Toe die soldate gekom en die bene van die eerste een gebreek en ook die van die tweede, en wat saam met Jesus gekruisig is. Toe hulle egter by Jesus kom en sien dat hy klaar dood is, het hy nie sy bene gebreek nie. Maar een van die soldate het 'n spies in sy sy gesteek en daar het dadelik bloed en water uitgekom. Hy het dit gesien, het daarvan getuienis af en sy getuienis is waar. Hy weet dat hy die waarheid praat, sodat jy ook kan glo. Dit het gebeur, sodat die skrif vervul kan word. Geen been van hom sal gebreek word nie. En verder sê die skrif op 'n ander plek, hulle sal hom sien, vir wie hulle deurboor het. Hulle moet nog almal eendag voor Jesus kom verskyn, wanneer Jesus nou kom, wanneer die bassein gaan blaas hier op aarde, wat hy vir ons beloof het, ek kom terug. Ons weet nie wanneer het gaan wees nie, maar hy het gesê, ek kom terug. Jesus se aardse lyding, wat hy op aarde gewees het, toe hy daar gebore is as 'n baba in die krib, het hy plus minus vir 33 jaar hier op die aarde gewandel as mens. Hy het sy disippels verkies, hy het baie dinge gedoen, wat die mense kon gesien het, wat hy alles kan doen, want hy is 'n God gewees. Maar sy lyding, wat hy gehad het, was baie swaar. In sy eie tuisdorp het hy hom weggejaag. En op die uiteinde is hy vasgespijker daar aan 'n kruis. Ons sing in hierdie Paastyd, sing ons so baie liedjies oor Jesus se swaar kry hier op aarde. Onderweg Golgotha toe is, nadat hy geslaan is, ek het gisterand gelees, het Pilatus gesê, hy gaan hom gesel, slaan met 'n sweep, wat stukkies lood in het, wat stukkies vleis het sy liggaam uitgeruk het. En toen is hy sy kruis gedraad, Golgotha. En daar is hy vasgespijker en hy kruis lewendig. Tot 3 uur die middag het hy gesterwe het. Ons mens kan nie dit indink. Wat 'n pyn, smart en lyding het Jesus vir my en jou deurgegaan aan die kruis. Ons verstand is te klein, ons kan dit nie indink nie. Johannes beklemtoon die heerlikheid wat ook met Jesus se kruisiging gepaard gegaan. Ons moet die evangelies nie teen mekaar afspeel of hulle mekaar weerspreek nie. Maar in elke evangelie sê ietsie anders te verskil het van mekaar, maar dit is hoe die mense wat die woord geskryf het, hoe hulle Jesus gesien het hier op aarde. Elkeen het 'n stukkie van Jesus gesê.
al die evangelies laat Jesus sy koms aarde toe was. Vir al sy kruisiging die grootste lyding meegebring het. Ek gaan vir julle lees, wat sê dit daar in Filippense oor Jesus se kruisiging. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, dat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godlyke wyse nie beskou as iets waarvan hy hom moet vasklem nie, maar het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy die mens vergelyk het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo alle name is, sodat in die naam Jesus Christus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong erken dat Jesus is Here, tot eer van God die Vader. Wat die Bybel sê, elke knie sal eendag voor God moet buig. En elke tong sal bely dat Jesus die Here is. Ons moet ook saam met Johannes sê, dat Jesus se heerlikheid die duidelikste aan die kruis op Golgotha vir ons kon wys. Daar waar hy gehang het aan die kruis tussen hemel en aarde. Verlate, eensaam, vol pyn en smart. Daar het hy finaal 'n einde aan die mag van sonde en die dood gemaak. Die mag van sonde het nie meer mag oor ons nie. Maar Jesus het die volle prys betaal by God. En ons sal sterwe hier op aarde, wanneer Jesus ons wil kom hê, maar dit sal net tydelik wees. Dit sal net tydelik wees, dan gaan ons weer eendag moet opstaan. En ons moet getuig, en ons moet praat as Jesus kom na hierdie aarde toe. Hy gaan vir jou kom vra, my kind, wat het jy daai dag, en wat het jy daai dag, en daai dag gedoen? En ons moet gereed wees, wanneer hy in al sy krag en heerlikheid na hierdie aarde sal terugkeer. Jesus se heerlikheid aan die kruis, in middel van al die pyn en lyding, wat dit met gepaard gegaan het, gee Johannes slegs 2 woorde vir ons. Die eerste een het ons gelees, hy het gesê, Jesus het gesê aan die kruis, ek is dors. Ek is dors. Was jy al werklik in jou lewe dors gewees? Nou, hoe is Jesus vasgespijker daar aan die kruis gewees het? Jesus het besluit dat sy sending voltooi is. Dit waarvoor hy na hierdie aarde toe gekom het, om aan die kruis te sterwe, sodat ek en jy versoen kan word met God. Net daarna gee die soldate vir Jesus suurwyn om te drink. En Jesus sê, sy tweede kruiswoorde, hy sê, dit is volbring. Dit is finaal, dit is klaar. Dit het geëindig, waarvoor hy na hierdie aarde toe gekom het. Na hierdie woorde het Jesus gesterwe. En die een soldaat wat daar by sy voete van Jesus gestaan het, het gesê, waarlik, hy was die seun van God. Want hy het dit geaanskou toe Jesus gesterf het, toe Jesus sy kop vorentoe laat sak het en die laaste asem uitgeblaas. Het hy daai geharde soldaat, wat wreed was, ek het 'n prent gekyk hoe Jesus gekruisig gewees het, en hoe hy geloop het, van Pilatus af met sy kruis, dat hy die laterand in mekaar gesak het, hoe hy hom gemartel het, gespot het. Jy kan dit nie glo wat die een mens aan die ander mens gedoen het. In die oorspronklike taal staan daar letterlik, dat Jesus het sy gees oorgegee aan die Vader. Maar Jesus het ook daar in die kruis gesê, vir hy gesê,
Vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Johannes beklemtoon deur hierdie woorde wat Jesus tot die einde toe in beheer van sake gewees het. Tot aan die einde toe Jesus gesterf het, was Jesus in beheer gewees. So is Jesus ook vandag in beheer van jou lewe. Die Heilige Gees wat uitgestort is op alle mense, sê vir jou, dit is reg of is verkeerd wat jy nou doen. Jesus is nie meer 'n slagoffer van Pilatus nie. En ook nie van die wrede soldate wat hom gekruisig het. Hy is nie meer daai slagoffer. Jesus het self besluit wanneer hy gereed is om te sterwe. Wanneer hy sy prys betaal het aan die kruis op Golgotha, sodat ek en jy die ewige lewe kan hê vir die wêreld wat ongehoorsaam gewees het daar in die tuin van Adam en Eva wat gewees het gesê, moenie dit doen nie, maar hy het dit gedoen. Hy is ongehoorsaam gewees. Hoe verkeer is ek en jy nie ongehoorsaam aan God vanmôre nie? Ons het vandag 'n keuse om by die kruis te kan uitkom by Jesus Christus. Dan het ons nie probleme nie. Jesus sterf nadat hy sy aardse taak volëindig het. Hy het geweet, gisterand het ek vir my vrou gesê, toe dit donker geword het, toe was Jesus met die 11 disippels op pad na die tuin toe, waar hy dikwels by mekaar gekom het. En Judas was ook daar, het hy afgespreek, die een wat ek soen, gryp hom, hy het hom verraai. En daar het Jesus gearresteer en hy het hom gevat na Pilatus, toe die hele nag het hy hom wakker gehou, daar en verslaan en gespot. En wat hy nie alles aan hom gedoen het, hy het doringkroon op sy kop gesit. Want hy is die koning van die Jode. En 9 uur is hy vasgespijker aan die kruis. Vir my en vir jou sonde. In die wêreldse geskiedenis is Jesus se kruising die grootste keerpunt ooit op aarde. As duisende mense wat vandag hierdie dag vier, maar dan is daar ook duisende mense wat dit nie vier nie. Wat dink is maar net 'n gewone dag. Dis 'n waterskeiding wat Jesus vir ons, vir die mens gegee het. Jesus dra hierdie volle lading van God se straf oor sy oordeel. Daai oordeel wat Jesus gekom het na hierdie aarde toe, hy het geweet van die begin toe hy gebore gewees het. Het hy geweet wat vir hom voor lê. En elke dag het omgegaan nader aan die tyd. En dit is die disippels uitgekies. En ons lees so oor van sy disippels, wat hy alles met sy disippels gesê het en gedoen het. En het vir Petrus gesê, jy sal my verraai, voordat die haan kraai 3 keer. En Petrus het dit geontken daar by Pilatus, hy ken hierdie man nie. En ewe skielik toe kraai die haan die oggend. Toe die haan kraai 3 uur in die môre, dis oggendure. Het daar die haan gekraai en Petrus sê, die woord van God sê, Petrus het buitekant toe gegaan en wat het hy gaan doen? Hy het gaan huil. Hy het berou gekry. Hy het skaam gekry voor God, want God het die waarheid gepraat. Toe Petrus daar op die skei gewees het, toe die storm gewees het. Toe sê Petrus vir Jesus, maar wat verhoed my om na jou toe te kom? Toe sê hy, kom. En daar loop Petrus op die water, en ewe skielik toe sien Petrus die golwe, toe raak hy bang. En Jesus gryp hom. Wat maak ek en jy wanneer die golwe teen ons slaan? En dit raak swaarder. Dit raak ou swaarder. Die woord van die Here sê, die Here van hierdie tyd wat ons nou in leef, gaan hy verkort. Hy gaan dit verkort, anders te sê, sal niemand gered kan word nie. Jesus sterf in ons almal se plek. Ook vir my en vir jou vanmôre het Jesus sy lewe aan die kruis gegee. Ek en jy, wat vanmôre hier sit, wat hierdie nuwe jaar voor lê,
En ons kan vandag begin met Goeie Vrydag. Die dag wat Jesus aan die kruis gesterf het vir my en jou. Sodat ek en jy die ewige lewe kan hê. En daar sê Jesus toe as die kruis het gesê, dit is volbring, dit is klaar, dit is finaal. Dis aan die einde. Die stryd is vir altyd verby. Vir altyd is die stryd verby. Daar is nou vir ons, vir my en vir jou is daar 'n oop kanaal na die hemel toe. 'n Oop kanaal wat na die hemel toe sê. Want God se hand is vir my en jou môre oop. God het nie meer 'n toehand vir my en jou nie. Al het ons sonde gedoen, hy het die prys daarvoor betaal, sodat ek en jy die ewige lewe kan hê. As ons hom aanneem, Johannes 3 vers 16, wat vir ons sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat hom glo, die ewige lewe sal hê. Nou wat kyk ons uit as mens na die ewige lewe? Het gaan nog kom dat ons gaan na die geregshowe, sê die woord. Hulle gaan ons martel daar. Dit is jou liggaam wat hulle gaan slaan. Maar hulle kan nie jou gees van jou wegvat nie, wat God in jou ingeblaas het. Jesus maak die onmoontlike vanmôre vir my en jou moontlik. Psalm 139 sê, jy kan dit gaan lees, die onmoontlike kan vanmôre by God moontlik wees. God is die een wat jou hart kan omkeer. God is die een wat vir jou 'n nuwe siening van die lewe kan gee. Dat jy jou naaste moet lief hê soos jy jouself het. Net God kan dit doen en niemand anders nie. Dis waarvoor Jesus na hierdie aarde toe gekom het, om vir ons die ewige lewe te kan hê. Hier bring Jesus hemel en aarde in verbinding met mekaar. Die hemel kom af na die aarde gaan op na die hemel, dit is 'n verbinding. Ons is nie meer ver van God af nie. Ons is nie meer ver van Jesus af nie, maar Jesus het die prys betaal, die Gees is uitgestort op ons. Al kan ons nie die Heilige Gees sien nie, maar weet ons, hy is hier saam met ons. Ook vandag, in hierdie paastyd van tweede jaar 2026, moet ons vanmôre met 'n afwagting wag. Sodat wanneer die bassein eendag gaan blaas, en Jesus kom na die aarde af wat hy vir ons beloof het, dat ons gereed sal wees. Dat ons in hierdie tyd werklik waar by die kruis sal uitkom. Die kruis van Golgotha wat Jesus gehad het, wat hy moes deurgegaan het, die pyn, smart en lyding, eensaamheid. En al die dinge het hy vir jou en vir my gedoen, sodat ek en jy die ewige lewe kan hê. Ons hemelse Vader, ja, ons het vanmôre gehoor wat U vir ons kom sê. Dat U keer terug na hierdie aarde. Wanneer? Ons weet nie. Maar dat ons gereed sal wees om vir U in al die krag, liefde en heerlikheid te kan ontmoet. En te kan sê, ja Here, ek het so lank vir U gewag. Dankie wat U vir my gedoen het, sodat ek die ewige lewe kan hê. Ons sê ook dankie vanmôre, Here, vir hierdie Paasnaweek, Here, daar so duisende mense wat weer op ons paai het, aan die einde van hulle lewe gekom het, Here. Kom van ons, Here, dat U kinders sal kom beskerm en sal bewaar, en sal gee dat hulle elke dag maar net gehoorsaam aan U sal wees. Ja, Here, want U vra vanmôre van ons gehoorsaamheid. U vra opregtheid. U vra wees lief vir my. Wees getrou aan my. Sê ons dankie, Here, vir dit wat U vir ons aan die kruis op Golgotha gedoen het, sodat ons die ewige lewe kan hê. In Jesus naam. Amen. Ons uitsending vanmôre kom in Johannes 16 vers 30. Wat vir ons sê, nou weet ons dat U alles weet.
Die Here weet alles van jou af, waar jy kan dinge verberg en onder die mat probeer en vir God weet alles van jou af. Hy ken jou lewe beter as wat hy jouself ken. Weet, en niemand hoef jy verder uit te vra nie. Ons mag dit nie nodig om vir die Here verder uit te vra nie, want ons weet dit als. Ons glo nou dat u van God gekom het. God het vir u gestuur as mens, u het mens geword op hierdie aarde. Ons gaan nou vanmôre na ons gebid het die Here dien met ons offergawes. Is daar nie? By die deure sal die offergawes opgeneem word. Daar staan 'n kruis vol liefde rooi, waar Jesus self die sondaar nooi, om al die seer en self probeer te kom verruil vir soveel meer. Ek is vry, vaarlik vry, deur die bloed gestort vir my, genade vloei, waar God moes bloei, daar aan die kruis, die liefdeskruis. Daar staan 'n graf wat leeg getuig, u triomfeer en vrees moet swyg, beskree die dood, het dood gegaan, die lewensvors het opgestaan. Ek is vry, vaarlik vry, want u leef in my, dit is volbring, u het oorwin. Daar staan 'n graf, 'n leë graf. Daar staan 'n troon met lof omring, waar skades kniel en altyd sing. Kom kyk die lam wat ewig heers, u sal ek dien, u sal ek vrees. En ek is vry, vaarlik vry, een met u in die heerskappy, die hemel buig, die nasies juig. Daar staan 'n troon, die hemeltroon. Daar staan 'n bruid in heerlikheid, van elke volk en taal en tyd, in glorie glans, berei vir hom, beminde van die bruidegom. Ek is vry, vaarlik vry, u kom weer, u kom vir my, op daardie dag sal ek bly wag, en leef as bruid, u liefdesbruid. En ek is vry, vaarlik vry, u kom weer, u kom vir my, op daardie dag sal ek bly wag, en leef as bruid, u liefdesbruid. En leef as bruid, u liefdesbruid. Half is 'n hoop
kruis. Ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Daar was 'n houtkruis en daarom sal ek sing. Ek onthou vir David voor die ark het hy gedans en juig nou na die kruis van Jesus. Hoe sal ons kan hande vou en swyg, want daar was 'n kruis, 'n redder aan 'n kruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n kruis en daarom sal ek sing. Wie sal my kan stil maak? Oh, wie sal my gitaar se snaar afbreek? Wie sal my kan doodmaak? As my voete en tans verlos verbreek, want daar was 'n kruis, 'n redder aan my kruis vasgeslaan. Oh ja, daar was 'n kruis en daarom sal ek sing. Ek vra nie hoe jy voel nie, as gevoelens hoegenaamd sy besluite kon raak, dan was daar nooit die pyn nie. Toe die spykers deur die bloed daar die kruis draag. Oh, daar was 'n kruis, 'n redder aan my kruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n kruis en daarom sal ek sing. Oh, daar was 'n kruis, Jesus, my Jesus aan die kruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n kruis en daarom sal ek sing. Oh, daar was 'n kruis en daarom kan ek sing. Ons het vanmorgen hier die kers aangesteek. Die Jesuskers. Weet jy hoekom nie? Omdat die Here Jesus vanmorgen wil hê dat jy moet by daai deur uitgaan, jy wat vanmorgen gehoor het, en die lig vir hom sal wees. Nie 'n dooie kers nie, maar 'n lewendige lig vir God se koninkryk. Ontvang vanmorgen die seën van die Here. En dan gaan ons hier uit in sy liefde en in sy vrede. Voor jou, om jou pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou hand vas te hou. Die Here is agter jou om die bose te kan verslaan. Die hand van die Here is onder jou om jou te dra
wanneer jy swak is en jy op dit kan tel. Die Here is rondom om jou te beskerm in tye van storms. Die Here is bokant jou om te seën. Die Here is binne jou, want hy lei jou deur die Heilige Gees om oor te gaan tot geloof, dade en liefde. Die Here is vir jou, want Jesus pleit vir jou. Die drie enige God is by jou, van nou af tot in ewigheid. Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy U naam. Laat U reik kom, U wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons van ons skade net, soos ons vergewe die wat teen ons